God Amen. Ek groet in die naam van die Vader, wat ons genoem het God, in die naam van Jesus Christus, in die naam van die Heilige Gees. Gemeente, ek lees vir julle 'n gedeelte uit Psalm 63, 'n Psalm van Dawid. Voordat ons lees, kom ons maak oop toe. Trou almagtige God en hemelse Vader, dankie dat ons die voorreg het om uit u woord te mag lees en deur u Gees u stem en u woord te hoor. Daarom bid ons dat u vir ons ontvanklik sal maak vir u woord. Dat die swart letters op die wit bladsye vir ons betekenis sal kry en ons anders sal uitstap as wat ons ingekom het, omdat die Here met ons gepraat het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Psalm 63, 'n Psalm van Dawid. Ek soek u, o God, my God. Ek dors na u, ek smag na u soos in 'n dor, droë land, 'n land sonder water. Ek wil by u in die heiligdom wees om daar u mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek u prys, ek sal u my lewe lank loof en my hande ophef om u naam te prys. Soos elke keer wanneer ek u goeie gawes geniet, sal ek u altyd roem met jubelende mond. As ek aan u dink op my bed, oor u pyns in die nag, dan weet ek, u is vir my 'n hulp. En dan juig ek oor beskerming onder u vleuels. Ek bly altyd naby u, u hand ondersteun my. Maar hierdie mense wat my ondergang soek, mag hulle wegsink in die dieptes van die aarde, mag hulle aan die swaard oorgegee word en aas vir die jakkalse word. Laat die koning hom in God verbly, laat elkeen wat hom op God verlaat hom prys. Die mond van die vals mens word toegestop. Moet veral let op die begin, vers 2, ek soek u, o God, my God, ek dors na u, ek smag na u, soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ek hoor een keer die verhaaltjie wat hulle vir my vertel, 'n ware verhaal is, van 'n pa en 'n ma, en hulle het 'n boetie gehad, so ongeveer 4 jaar oud, toe word hulle sissieryker. En die dag toe mamma nou by die huis kom met die klein ding, toe was die boetie se versoek gewees, hy wil graag net 'n paar oomblikke met sy sussie praat. En die ouers was maar 'n bietjie bang, want jy weet, hulle kan maar afknourig raak. Maar hy het hulle oortuig, hy wil graag met sussie praat. Hulle maak toe die deur oop, gaan uit, maar hou hom so op 'n skreefie oop, dat hulle tog maar net kan sien, wat gebeur nou hier binne. En die boetie het so by die kot gekom, en so by sy sussie se oor gaan staan, toe sê hy, sussie, hoe lyk God, want ek het 'n bietjie vergeet. Hoe lyk God, want ek het 'n bietjie vergeet. U sal hoor toe ek begin het ek net gesê God. 3 letter woord. Maar die probleem is met die 3 letter woord, dit het profaans geraak. Jy hoor dit in die kerk en jy hoor dit op die straathoek. Jy hoor God se naam in die belydenisskrifte, maar jy hoor sy naam ook by familietwiste. Jy hoor sy naam in katedrale en in kroë.
Jy hoor sy naam op die speelveld. Jy hoor sy naam in argumente wanneer twee mense met mekaar staan en stry. En daarmee het God eintlik in 'n sekere sin platvloers geraak. Ons het God as te ware uitgerangeer, getermineer. En jy weet waar kom dit vandaan? Dit kom van die mens in die postmoderne tyd waarin ons lewe. Tel die mens moes nou baie meer as gemeet aan die waarde van God. Want ons dink in die postmoderne eeu dat ons as mens sal alles regmaak, ons sal alles organiseer, ons sal alles bepraat. En ons dink ook dat ons selfs in die kerk as te ware die verantwoordelikheid het, of in ons stilte het die verantwoordelikheid het, om God in te laat of in te nooi. Soos Openbaring 3 vers 20 sê, kyk ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor, maak vir my oop, dan dink ons dis ons verantwoordelikheid om vir God oop te maak en om in te laat, anders moet hy maar buite staan. Dis tragies. Want ons aanbid nie meer God nie. Ons aanbid iets anders. Ander goed het vir ons prioriteit geword. Maar ek wil u eers vertel, waar kom hierdie Psalm vandaan, Psalm 63? Wat is die agtergrond? Koning Dawid was koning geweest, maar Absalom wou toe graag koning word. En Absalom het as te ware 'n staatskaping uitgevoer. Hy het daar by die stadspoorte gaan staan en dan het die mense vriendelik welkom geheet. Hy het hulle eintlik omarm, hy het hulle gesoen, wat teen die tyd was van des. En so het hy die guns gewen van 'n klomp mense en op die ouens het hy vir hom 12.000 manskappe bymekaar gemaak en hy het opgetrek teen Dawid en Dawid moes vlug, die woestyn van Judea in. En daar het Dawid gevlug van grot tot grot vir sy seun Absalom. Maar intussen het Dawid ook 'n klompie manskappe bymekaar gemaak, ons lees 20.000. En hulle het besluit, hulle gaan Absalom reg sien, en Dawid se versoek was, spaar net my seun Absalom. Maar Absalom, ken u die verhaal, het weggejaag en sy hart het vasgehaak in 'n terpentynbos. En Joab, die spiesdraer van Dawid, het hom 3 keer deurboor met die spies en daarna het hom doodgeslaan. En toe hulle by Dawid terugkom en vir hom vertel wat het gebeur, het Dawid nie gesê, ja, ek is bly dat dit gebeur, boontjie kry sy loontjie, jy moenie teen jou pa opstaan nie, jy het vermoedelikheid gesoek van die begin af. Nee, Dawid het in trane uitgebars. En Dawid se woorde in die Psalm was, Here, ek smag na u, ek dors na u, want dis nou leeg in my. En daai oomblik het Dawid tot die besef gebring, dat hy nie net alleen sy seun Absalom verloor het nie, hy het God verloor. Hy het nie meer tyd gemaak vir God nie. Hy het self in sy eie lewe het hy God uitgerangeer. Dis so Sheila Cousins skryf, die digter, hoe sou ek u ooit kon vind? U is te naby, u is te ver. My kyk kleef aan u kykers vas. O wonder God, magneet vir my. Want ons almal wat hier sit, het mos al iets ervaar van verlange. Intense verlange. 'n Verlange na my kinders, verlange na my pa, my ma. Verlange na 'n goeie vriend. Verlange net na 'n plekkie waar ek weer kan stil raak.
Ons almal het al hierdie verlange beleef. En Dawid het ontdek, in hierdie Psalm het hy ontdek, daar waar hy in die grot sit, waar hy groot hartseer beleef het oor sy seun Absalom, maar wat hy besef, ek het weggedrywe van God af, daar lê die oorsprong van sy eensaamheid. Dis waar alles begin het. Wat maak jy dan in hierdie tye van eensaamheid? As 'n sielkundige Satura, wat gesê het, 'n mens het basies 3 behoeftes. Prestasie, ons almal weet wat dit is. As kinders presteer op die sportveld, of jy presteer in een of ander rigting by jou werk of wat. Daar's ekstase, wat beteken jy gee uiting aan jou gevoel en emosies, wanneer jy jou rugbywedstryd kyk van jou span, en daar word 'n 3 gedruk, of het loop uit op die einde, dat daar moet geskop word deur die pale. Dis nie my span, ek het dit maar net gesien. Dan is jy tog bly as die laaste skop deur is. Dis prestasie, dis ekstase. Maar hy sê, daar's 'n derde ding, entase, en entase is wanneer jy by jouself kom kuier. Hoeveel tyd maak ons om 'n bietjie stil te word, om by onsself te kom kuier? Die ou kerkvaders het, hoor, Martin Luther en Calvin en Fuchsius, baie tyd gemaak om by hulle self te kuier in die teenwoordigheid van God. Want Baron van Hegel het geskryf, jy is wat jy met jou stilte tyd maak. Ag, en broeders en susters, ek en julle moet mos nou eerlik wees. Hoeveel tyd maak ons daarvoor? Want as ek nie tyd maak daarvoor nie, sal ek naderhand nie tyd oor hê daarvoor nie. Dan is dit die vraag, maar hoe lyk God? Hoe klink God? Hoor ek God nog? Of het ek so doof en afgestomp geraak, dat God se spreuke nie meer 'n indruk maak op my lewe nie? Kerkvaders het tyd gemaak. Augustinus, die kerkvader, het gesê, jy sal soekende bly in jou lewe, totdat jy rus gevind het in God. Sal soekende bly, totdat jy rus gevind het in God. Kom ek vertel vir jy 'n verhaaltjie van 'n dominee, wat 'n beroep gekry het na 'n myngemeenskap. En hy het naderhand opgemerk, elke middag so net na 1 is daar 'n ou wat in die kerk instap, wat lyk soos 'n boemelaar, en dan kom hy voor in die kerk, en dan kom kniel hy hier was so 'n Jesusbeeld, en dan kniel hy daar, so vir 10, 12 minute, en dan spring hy op, en hy hardloop uit, en vat sy bondeltjie buite, en hy gaan. En die dominee het gewonder, is hierdie ou nie dalk 'n skelm nie? Wat maak hy in die kerk? Is elke dag so. En eendag toe hy uitkom, het hy hom voorgekeer te sê, broer, wat maak jy daarvoor in die kerk? Sê dominee, ek werk hier naby op die myn, so 6 kilometer van hier af. En ek weet, as my middagete tyd aanbreek, moet ek bietjie hardloop, want nou kom ek in, en dan kom kniel ek hier, voor die beeld. Voor Jesus. Hy sê, maar wat sê julle vir mekaar? Hy sê, ons sê niks vir mekaar nie. Ek kyk vir hom, en hy kyk vir my, en ons is altyd baie gelukkig. Ons is altyd baie gelukkig.
Miskien moet ons afsluit met die seentjie se vraag, hoe lyk God? Of het ons bietjie vergeet? Hoe klink God se stem? Of hoor ons dit nie meer nie? Of is ons so in 'n postmoderne eeu vasgevang dat ons praat en praat en praat en God kry nie kans om met ons te praat nie? Ons moet kans gee dat God met my praat, waar hy ook vir my krag sal gee vir my lewenspad en vir joune. Kom ons bid saam. Trouwmagtige God en Hemelvader, dankie dat ons met U kan praat, want U sê vir ons in Jesaja, U oor is nie te swaar om te hoor nie. U luister graag. U luister elke woord. U verhoor nie altyd soos wat ons wil nie, maar U hoor elke sug en versigtiging. En U begeer dat daar 'n verhouding tussen U en ons moet wees, dat ons met U moet praat. Al is ons baie daar net stom en ons kan nie 'n woord uiter nie, dan sê Meer Kotter, die Nederlander, my ziel klampt ek aan U vas. Amen. Hou U hande so, dan spreek ek die seën uit. Mag die genade van God, ons Vader, en Jesus ons Verlosser, en die Heilige Gees, met elkeen van julle wees en bly. Amen.